In 2022 het ons te doen met 'n leerder wat 'n ondersoek doen rakende die verwantskap tussen die waargenome frekwensie en die frekwensie van klankgolwe vrygestel deur 'n stilstaande bron. Telkens beweeg die leerder teen 'n konstante snelheid na die bron toe en teken dan die waargenome frekwensie aan. Verskillende bronfrekwensies word dan gebruik in hierdie eksperiment, maar die leerder se snelheid word konstant gehou. Op die y-as het ons die waargenome frekwensie gemeet in hertz. Dit is die afhanklike veranderlike, want dit word gemeet deur die leerder. Op die x-as het ons die bronfrekwensie fs ook in hertz gemeet. Die leerder het 'n paar lopies uitgevoer en elke keer is hierdie bronfrekwensie, oftewel die frekwensie van die sender, verander. Noem die verskynsel wat deur die grafiek geïllustreer word, en dit is natuurlik die Doppler-effek, WP's, die Doppler-effek, en 2022 se uitsondering, want jy word nie gevra om die definisie te gee van die Doppler-effek nie, maar is egter 'n definisie wat die meerderheid van die tyd gevra word as deel van vraag 6. Vir 'n verandering is jy gevra om een toepassing te noem in die mediese veld van die Doppler-effek. Nou, beide hierdie voorbeelde wat gegee word, die meting van die hartklop van 'n fetus, as ook die meting van bloedvloei, oftewel die gebruik van 'n Doppler vloeimeter, het ultraklank as die onderliggende tegnologie. Maar met daardie tegnologie word die Doppler-effek dan gebruik om dan nou die hartklop van die ongebore fetus of die bloedvloei te meet. Skryf die tipe eweredigheid neer wat tussen FL en FS bestaan, soos deur die grafiek geïllustreer. Nou ons kan duidelik sien dat FL is direk eweredig aan FS. So jy kon dit geskryf het in simboolvorm of jy kon in woorde gesê het direk eweredig. Die gradiënt van die grafiek is 1,06. Nou jy weet gradiënt M in wiskunde is die verandering in y gedeel deur die verandering in x. So in hierdie geval gaan die gradiënt 1,06 gelyk wees aan FL gedeel deur Fs en dit is gelyk aan 1,06. As ons nou na hierdie vergelyking kyk en ons deel met Fs beide kante, dan wat oorbly is P. Onthou dit beweeg nader aan die bron, die leerder beweeg nader aan die bron, die frekwensie moet toeneem, met ander woorde die teller moet toeneem, so plus VL gedeel deur die spoed van klank wat net P is, want die bron staan stil, die sender staan stil, so Vs is 0. So VL op Vs is 1,06 gedeel deur die spoed van klank is 340 plus VL gedeel deur 340. So as ons dan vermenigvuldig is dit 360,4 is gelyk aan 340 plus VL. So die spoed waarteen die leerder beweeg is 20,4 meter per sekonde. So ons kan die afleiding maak dat hierdie leerder definitief nie hardloop nie, want teen 20,4 meter per sekonde kan jy 100 meter af lê in 4,9 sekondes. Die wêreldrekord staan op 9,58 sekondes. So hierdie is nie menslik moontlik nie. So een of ander apparaat, karretjie, iets in die lyn word gebruik in hierdie eksperiment, maar dit word nie vir ons gesê nie. Hierdie ondersoek word nou herhaal teen 'n hoër konstante snelheid. So as 20,4 meter per sekonde vir jou belaglik geklink het, as dit 'n
leerder was wat hardloop, hierdie is selfs nog meer belaglik. En dis hoekom ek sê, hierdie leerder het definitief nie gehardloop nie. En nou moet jy op dieselfde assestelsel, moet jy sê, A is die oorspronklike grafiek, en B gaan die grafiek wees, waar hierdie eksperiment plaasgevind het, teen 'n hoër snelheid. So as ons kyk na hierdie vergelyking wat ons voorheen gebruik het, dan sien ons die spoed van klank gaan konstant bly. Die spoed van die leerder, die karretjie of wat ook al hy gebruik om daai hoë snelheid te handhaaf, daardie waarde neem toe. En omdat daai waarde toeneem, gaan die totale breuk aan die regterkant se waarde toeneem. Met ander woorde, FL op FS gaan gevolglik toeneem. En daarom kan jy sien, daar is die oorspronklike gradiënt, daar is my nuwe gradiënt, daar is 'n toename in die waarde van die gradiënt en gevolglik gaan B styler wees as A en jy moet dit dan so aanteken.